In elke huwelik en verhouding kom daar soms konflik en as ons dit nie reg hanteer nie, kan dit ons al verder van mekaar dryf en maak dat ons mekaar verloor. Efesiërs 4 vers 26 sê dat as ons kwaad word, ons nie moet sondig en nie 'n dag kwaad afsluit nie. Ons moet dus verskille gou hanteer en nie laat oorstaan nie. Efesiërs 4 vers 28 sê ook dat foul taal nie by gelowiges hoort nie. Gelowiges moet net praat wat goed en opbouend volgens die eis van omstandighede is. Dit beteken dat die woorde van my mond, selfs as ons verskil, die ander persoon moet opbou, nie afbreek nie. As dit in enige situasie oor wen en verloor gaan, is daar altyd 'n verloorder en verloor die huwelik of die verhouding met daardie persoon die meeste. As jy konflik in jou huwelik of verhouding het, wat is vir jou die belangrikste? Wil jy as die wenner uit die stryd kom en jou huwelik of verhouding verloor? Of wil jy eerder jou huwelik of verhouding eerste stel deur die minste te wees en nader aan mekaar groei? Ek hoef nie altyd op alles iets te sê nie, en ek hoef ook nie altyd reg te wees nie. Jesus Christus het vir my 'n voorbeeld gestel om nie sy belange eerste te stel nie, maar my eerste te stel, toe hy onregverdig en sleg behandel is. Sien jy konflik en verskille as 'n geleentheid om vir almal te wys, jy volg Christus, dat die lewe nie oor jouself nie, maar oor hom gaan en hy eerste kom, selfs as jy sleg behandel word.